AfriForum sê die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing se volgehoue stilswye oor die miljardrand tenderskandaal by sandparke is skokkend en Action SA sê dit is onaanvaarbaar dat die minister en die presidentsie eers 4 maande later inligting oor haar reiskoste bekend maak. Dis 10 Junie, welkom by die Afrikaanse nuus saam met my Sarina Bosman. Die burgerregteorganisasie AfriForum sê die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Deon George, se volgehoue stilswye oor die miljardrand tenderskandaal by sandparke is skokkend en dit dui op 'n gebrek aan verantwoordelikheid. Volgens die hoof van omgewingsake by AfriForum, Lambert de Klerk, het die minister nog geen reaksie getoon op hul dringende versoek om 'n ondersoek na sandparke se verkrygingsprosesse nie, ondanks 'n hofbevinding dat 'n IT-kontrak van 1 miljard rand onregmatig en ongrondwetlik toegeken is. De Klerk meen sy stilswye spreek boekdele. Die organisasie sê die publiek verdien antwoorde en waarsku dat stilswye oor miljarde se vermorsing nie neutraliteit is nie, maar medepligtigheid. AfriForum beplan om hul druk op die departement op te skerp. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê Suid-Afrika monitor die opkoms van 'n nuwe COVID-19 variant noukeurig. Die variant, bekend as Nimbus, is reeds meer as 22 lande gevind, insluitend dele van Asië, Europa, Amerika en Australië. Motsoaledi het by die G20 gesondheidsvergadering in Johannesburg gesê, Suid-Afrika het doeltreffende moniteringstelsels en dat huidige data baie lae COVID-aktiwiteit toon. Hy sê die nuwe variant is steeds deel van die Omicron-linie en dat bestaande enstofaanbevelings steeds doeltreffend is. Motsoaledi het ook bevestig dat die nuwe pandemie-ooreenkoms deur 124 lande aanvaar is. Hy noem dit 'n wêreldwye konsensus om saam te werk aan 'n beter gereedheid en toegang tot lewensreddende medisyne tydens toekomstige pandemies. Die minister van Minerale en Petroleumhulpbronne, Gwedi Mantashe, het sommige van die Zondo-kommissie van ondersoek na staatskaping se bevindinge in die hof bevraagteken. In hofstukke voer Mantashe aan dat oud-hoofregter Raymond Zondo sy mandaat oorskry het deur aan te beveel dat hy ondersoek moet word vir moontlike korrupsie. In Zondo se verklaring voor die hof voer hy aan dat hy as voorsitter van die kommissie geen bevinding teen Mantashe gemaak het nie, maar dat hy slegs 'n aanbeveling gemaak het aan wetstoepassers om hom te ondersoek. Tydens die kommissie se verrigtinge het dit aan die lig gekom dat Mantashe 'n aanbod van die omstrede maatskappy Bosasa aanvaar het om veiligheidskameras by sy huis te laat installeer. En Action SA sê dit is onaanvaarbaar dat die minister en die presidentsie Kombutsa Ntshavheni eers 4 maande later inligting oor haar reiskoste bekend gemaak het. Die Action SA parlementslid Lerato Ngubeni sê Ntshavheni het doelbewus openbare aanspreeklikheid vrygespring deur die inligting oor haar reiskoste aan die staande komitee oor intelligensie voor te lê. Volgens Ngubeni is die komitee en sy inligting nie oop vir die publiek of die parlement nie. Ngubeni sê Action SA het 'n skrywe aan die spreker van die parlement, Toko Didiza, gerig, waarin hulle vra dat sy dringend moet ingryp om die integriteit van die parlement te beskerm deur die minister se reiskostes openbaar te maak. Die party het reeds vir die afgelope paar weke die inligting oor elke minister binne die regering van nasionale eenheid se reiskostes bekom. Dankie dat jy saam gekyk het na ons nuus vandag. Môre maak ons weer so.